My hande het Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vandag weer hier by julle met 'n woord van die Here. Ek wil graag vanoggend 'n baie bekende gedeelte in ons lewens of wat ons ken uit die woord, wil ek graag met ons behandel, né? Maar ons moet kyk of ons daarin beweeg. Goed. Nou, dit is die wapenrusting van God, né? Jy kan die wapenrusting uit jou kop uit ken, maar jy beweeg dalk nie daarin nie. Maar kom ons gaan gou, ons gaan eers hierso by Efesiërs, gaan ek hier hoofstuk 6 vers 10 gaan ek vir ons lees. Hy sê, en eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Wie sal daarvan hou om kragtig in die Here te word en in die krag van sy sterkte te beweeg? Dan as ek sê steek hande op, dan dink ek gaan almal se hande opgaan. Ek wil, né? Maar ek wil eintlik fokus op iets. Hy sê uiteindelik. Hy sê eindelik my broeders. Hy sê okay, jy het nou al baie goed probeer. Jy het nou gesukkel met hierdie en jy het gesukkel met daai en jy het nou al hier gebid en dit voel vir jou asof jy net nie deurbreek nie. Nou kom ek gaan julle wys hoe om in die krag van God te beweeg. Né? Dis wat hy eintlik hier vir ons sê. Dan sê hy, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou, ek wil net gou hierdie sê, baie keer dan trek mense die wapenrusting so aan. Vader, ek sit nou op my hoof die helm van die verlossing. Ek sit om my jippe die gordel van die waarheid. Ek trek nou aan die borswapen van die geregtigheid. En hulle trek dit so aan. Maar julle beteken dit, okay, daar is krag in dit, in die manifestasie en die geloof dat jy in dit beweeg. Daar is krag in dit, maar ek wil gou vir jou sê, as jy die wapenrusting van God, byvoorbeeld die borswapen van geregtigheid, aantrek, maar jou lewe getuig nie dat jy in geregtigheid lewe nie, dra daai borswapen van geregtigheid krag in jou lewe. Nee, dan het jy net 'n ritueel uitgeoefen. Jy het nodig om 'n leefwyse van dit te hê. Okay, so kom ons kyk gou. Hy sê, dan sê hy, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Nou sê hy, staan dan vas met julle lendene, met die waarheid omgord. Nou ek wil vir jou vra, as jy die gordel van die waarheid aan jou sit, maar jy lieg, jy is 'n leienaar, jy lieg vir mense, is die gordel van die waarheid op jou? Maar kom ons sê, jy fokus om in waarheid te wandel en altyd waarheid in jou lewe aan te hou, né? Kan hy dan aanwees? Dan gaan ek sê, absoluut, 'n man van die waarheid. So omgord julle met die waarheid en onthou, die woord van God is die waarheid. Dan sê hy, nou, en met die borswapen van geregtigheid aan. Julle, wat se geregtigheid praat hy hiervan? Jy moet weet, dat jy weet, as jy jou hart vir Jesus Christus deur die wedergeboorte gegee het, dat die Here Jesus Christus het jou met sy bloed skoon kom was. Hy het jou gereinig deur sy gees. Jy moet dit weet. Julle, ek wil amper sê, dit help nie as jy sê, ek sit die borswapen van geregtigheid aan. Nee, maar jy twyfel in die geregtigheid van Jesus Christus, wat in jou, oor jou en op jou is, die prys wat vir jou betaal is nie, en jy moet daar in elke dag wandel en weet, dat jy staan in geregtigheid by God. Nou het jy die borswapen op. Amen. Dan, die volgende een, die skoene aan julle voete, vir die bereidheid van die evangelie van vrede. Alright, skoene aan jou voete, die wapenrusting is vir 'n soldaat. Ek wil gou vir jou vra, kom ons sê, ons stuur 'n soldaat oorlogsveld toe, ons gee vir hom 'n broek, ons gee vir hom 'n belt, ons gee vir hom 'n geweer, ons gee vir hom 'n skild, ons gee vir hom 'n swaard, ons gee vir hom 'n helmet, nee, ons sit alles op hom, ons gee hom net die skoene nie. Hoe gaan hy vaar op die oorlogsveld? Hoe lyk 'n oorlogsveld? Dis 'n skerp goed, 'n skrapnel en eisters en klippe en goed, maar hy moet kolvoet daardeur. Die res het hy, maar hy het net nie die bereidheid vir die skoene vir die evangelie nie. Dit is mense, wat? Hulle is Christene, maar vertel nie ander mense van Jesus nie.
Hulle is Christene, maar hulle getuig nie. Hulle reik nie na die verlorene uit nie. Hulle gaan getuig nie van Jesus daar buite nie. Hulle het nie 'n bereidheid nie. Dit borrel nie binne in hulle om die evangelie, die woord net na iemand toe uit te dra nie. Daai persoon het nie die skoene vir die bereidheid van die evangelie aan nie. En raai wat, nou is hy in 'n oorlog sonder skoene. So weet julle wat, kom ons trek die skoene vir die bereidheid om die evangelie van Jesus Christus uit te dra aan, deur vir hom te getuig, oor hom te praat, vir mense te bid. Jy dra die woord uit, Nou het jy die skoene vir die bereidheid het jy aan jou voete. Amen. Goed. Dan, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, so jy moet in geloof stap. Nie net ek neem die skuld van geloof op, iets wat jy verklaar nie. Jy moet in geloof stap en dit verklaar. Amen. En dan, waarmee jy die vuurige pyle van die bose sal uitblus, dan sê hy, en neem die helm van verlossing op. Hoor hierdie julle, wie het al getwyfel in sy redding? Weet jy wat het die Satan gedoen? Weet jy hoekom het jy getwyfel? Hy het een of ander omstandigheid in jou lewe gebruik en toe klap hy die helm van jou kop af en sê vir jou, jy is nie regtig gered nie, hoor. Het jy die helm van verlossing op? Julle, die een groot ding wat ek en jy moet weet, dat ons harte vir die Here gee het, om deur die doopwater gevolg het, en dat hy Here en meester van ons lewens is, en ons moet daaraan vashou. As jy 'n dag, 'n datum, 'n oomblik het, wat jy 'n oorgawe vir die Here gemaak het, en die Heilige Gees het in jou getuig, moet jy vashou daaraan. Dan weet jy, die helm van verlossing is op jou. En moenie na die leuns van die Satan luister nie. Goed. En dan, die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Ken jy die woord? Ken jy die skrif? Spandeer jy tyd met die woord? Weet jy wat staan waar? Julle, as jy in 'n oorlog en in 'n gevegssituasie met die Satan moet land, en jy ken nie die woord nie, gaan dit vir jou bitter moeilik wees om die geveg te kan wen. So met die volle wapenrusting, sodat jy in die krag van God en sy Heilige Gees kan beweeg, moet jy die woord ken. Julle, kom ons gaan kyk na die wapenrusting, kom ons gaan kyk waar staan ons werklik, en kom ek en jy beweeg met die krag van God. Liefde, seëning, pastoor Wat. Amen. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal, en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.